coming at me. There's no wall you won't kick down, lie you won't tear down, coming at me. There's no shadow you won't light up, mountain you won't climb up, coming at me. There's no wall you won't kick down, lie you won't tear down, coming at me. There's no shadow you won't light up, mountain you won't climb up, coming at me. There's no wall you won't kick down, lie you won't tear down, coming at me. There's no shadow you won't light up, mountain you won't climb up, coming at me. There's no wall you won't kick down, lie you won't tear down, coming at me. It's the overwhelming, never-ending presence of God. Oh, it chases me down, fights till I'm from reaching 99. And I could run it, I don't deserve it, still you give yourself away. Oh, the overwhelming, never-ending presence of God. Maar dankie aan onze Vader dat ons kan weet dat U liefde vir ons is onbeskryflik. Ons sal nooit kan verstaan die hoeveelheid liefde wat U vir ons het nie. U is God bo alles. U is koning bo Heer. Vader, dankie dat ons kan weet dat U saam met ons beweeg. En ons vra Heer dat U asseblief hierdie woord van vanoggend sal seën. En dat dit nie ek sal wees wat praat nie, Vader, maar dat U sal wees wat my net as 'n waardige instrument sal gebruik. Dankie Vader, dat maak nie saak waar wie is wat luister na hierdie woord nie, of wie hier binne sit en of hulle daar buite iewers by hulle huise is. Vader, wil ek vra dat U hulle sal aanraak, dat U hulle harte sal oop en ontvanklik maak, en dat U hulle ore sal oopmaak om die waarheid te hoor. En laat die saad wat gesaai word vanoggend vrugbaar sal word. Dankie Vader vir dit alles. In Jesus Christus naam. Amen. So, ons is vanoggend besig hierso met ons eerste tema, ons heel eerste pilaar. Nou, ons gemeente het 7 pilare wat ons gesê het ons gaan ons opbou. En die heel eerste een is liefde. Wat onthou liefde is, die Bybel sê eintlik so ver, hy gaan so ver om te sê dat as ons nie liefde het nie, dan is ons niks. Ja. So eintlik wat hy vir ons sê is dat liefde is ontsettend belangrik. Hy sê nie as ons genade het of as ons daai sê liefde. Want as ek nie liefde het nie, dan is ek 'n instrument wat vals geword het. Sout wat laf geword het. 'n lig wat dood is. Want ek het nie liefde nie. En dit is nie altyd maklik om liefde te hê in 'n wêreld soos hierdie. Maar dis weer sy opdrag wat Jesus gee. Eers sy voorbeeld wat hy gewys het. Wys dit dat dit maak nie saak wat omstandighede dit is nie, ons is veronderstel om steeds liefde te wys. Nou julle sal sien in die volgende 7 weke gaan julle elke week so 'n boekie kry. En ek gaan probeer om elke keer vir julle ietsie ekstra's by te sit. En ons sal nou by die kersie en die 4de keer in julle sakkies kom. Maar dit wat ek deur die woord gaan beweeg, die skrifte, as daar ekstra skrifte is, en julle sien daar is 'n spasie om te skryf. Julle kan nie sien dat jy 'n pen nie, want daar's 'n pen in julle sakkie. Daar's 'n boekie in julle sakkie, so julle kan notas maak as julle wil. Wat ek wel wil sê is, dan gee hierdie kans om te leer.
Ons moet begin leer by God. So die heel eerste ding wat ek daarin gesit is ek het gevra, wat is liefde? Nou ons het nou al baie dinge gaan kyk en ek het heel even gaan kyk na die wêreldse definisie van liefde. Hoor wat sê hy daar? Hy sê, dis 'n intense gevoel van diepe. Hy sê dis 'n intense gevoel. So dis asof ek van die binne my voel liefde. Nou hier is die wêreldse definisie, né? Van teerheid, warmte, intimiteit, toewyding, passie, bewondering, deernis, koester en om die fakkel te dra vir iemand. Wat beteken dit om die fakkel vir iemand te dra? Wat dink julle? Wat beteken dit as ek sê ek moet die fakkel vir iemand dra? Ek moet die lig wees vir hulle. Okay, ja, wat nog? Want ons kyk dan na die wêreldse betekenis. Ek moet die lig op daai persoon laat skyn. Hoor mooi. Dit beteken dat daai persoon gaan so belangrik wees dat ek nie meer belangrik gaan wees nie. Want die fakkel gaan vir daai persoon gedra word. Daai persoon gaan alles oppak. Want ek wil vir hulle wys, ek is lief vir hulle. En dis die wêreldse betekenis van liefde. Is ek moet vir iemand wys, ek is lief vir jou. As hy mooi gaan kyk en hy sê die gevoel van diepe, dit beteken ek moet dit binne my voel. Maar God kom en hy stuur vir Jesus op aarde toe en hy sê, die eintlike betekenis van liefde is die woord onvoorwaardelik. Nou as ek gaan sê onvoorwaardelik, nee, dan beteken dit is nie meer 'n gevoel nie. Yes. Dit word nie meer 'n gevoel nie. Want as ek gevoel het, gaan dit jou doodmaak vandag, dan beteken dit nie meer lief nie. Dis nie dit nie. Want gevoelens lieg vir ons. Ons emosies lieg vir ons. Ons kan nie uit gevoel uit besluit of iemand lief het of nie lief het nie. Want omdat ons in so 'n moeilike wêreld leef, kan ons dit nie meer doen nie. Hy sê nou onvoorwaardelike liefde is liefde sonder beperking. Sonder voorwaardes. Liefde wat onveranderlik is. As ek die woord onveranderlik gebruik, dan sê ek eintlik om te sê, weet jy wat, dit wat ek nou hier gesit het, ek kan nie hierdie papier verander in 'n chocoladekoek in nie. Ek kan nie, want dit is 'n papier. Ek kan draai wat ek wil, maar dit gaan nie 'n chocoladekoek word nie. Ek kan hom in water gooi, dit gaan net 'n moeserige gevoel wees, dit gaan nog steeds 'n koek wees nie. Ek kan koekmeel bygooi, maar dit gaan nog steeds 'n koek word nie. Dit gaan net 'n baie gushy gevoel wees wat ek dan maak 'n dekopotjie mee of so iets. Maar ek gaan nie 'n koek bak met dit nie. Dit is onveranderlik. Dan sê hy volkome goddelike liefde. Hierdie is die liefde wat God van ons vra. 'n Liefde wat ons kies om iemand te aanvaar, vergewe, op te bou en te beskerm. Hoor hy woord. En dit is hoekom ek 'n slagspreuke wat ek sê. En ek sê dit altyd. Liefde is nie 'n gevoel nie, dis 'n keuse. Ek kies om iemand lief te hê. Ek kies om jou te aanvaar, maak nie saak wat gebeur nie. Ek kies om jou by te staan, maak nie saak wat nie. Jesus moes kies om by die disippels van hom te bly met die wete dat hulle gaan hom verraai of verloon of om alleen los. Hy moes kies om vir daai fariseërs en sadduseërs en almal die skrifgeleerdes liefde te toon, maak nie saak wat hy weet voorlê nie. Hy moes kies om mense te genees met die wete dat 'n ruk later gaan daai selfde mense wat genesing ontvang het, gaan hulle gehoor mense staan en hulle gaan nie opstaan vir hom nie. Hy moes kies om liefde te toon, maak nie saak wat nie. Hy sê daar, wees toegewyd tot sukses. Jesus het geweet wat die uitweg gaan wees, of wat die uitwerking gaan wees. Hy het geweet as hy luister, as hy maar saamgaan, as hy hulle liefhet, as hy vir hulle sterf, dan gaan hulle gered word, dan gaan ons gered word. So hy het geweet die sukses wat hy wil behaal, is dat hy wil oorwinning vir ons bring.
En hy gaan nie toelaat dat die slegte dinge wat daar is, keer dat hy daai sukses bereik het. En jy sien, dis waar ons verkeerd loop. Want ons sien die slegte dinge raak. Ons sien die dinge raak wat seer maak, en ons sien nie die sukses daarin raak nie. Ons sien nie raak wat die uitwerking gaan wees nie. Ons sien net raak wat ons wil raak sien. Wat ons kies om raak te sien. Dis wat ons raak sien. Hou aan tot jy slaap, maak nie saak die moeite nie. Interessantheidsonthou is daar so 'n gesegde wat sê die hoeveelheid moeite wat jy insit is die goeie dinge wat jy gaan uitkry. So die goeie wat jy in die wêreld insit is die goeie wat jy gaan uitkry. As ek nie bereid is om moeite in te sit in my huwelik nie, moet ek nie verwag my huwelik gaan floreer nie. As ek nie bereid is om moeite in te sit met my kinders nie, moet ek nie verwag my kinders gaan floreer nie. As ek nie bereid is om moeite in te sit met God nie, moet ek nie verwag God moet altyd daar wees nie. Al is hy daar. Want hy is onveranderlik. Hy is daar maak die saak nie. God is liefde. Johannes 4 vers 16. Kom ons gaan kyk na Johannes 4 vers 16. Hy sê daar, Jesus sê vir haar, ek het die verkeerde skrif daar gesit. Is nie Johannes. Sê weer? Johannes, nie 1 Johannes. Ja, ek is nou by 1 Johannes, gebore Johannes. Okay. Ek gaan nou net die skrif gee. Maar die woord sê daar eintlik dat, God sê, God is liefde. Hy sê eintlik daar vir ons dat, as ons gaan kyk na God, wie is God? Hy is die skepper. Hy is die alles. Hy is die alomteenwoordige. Hy is die een wat altyd daar is vir ons. Hy is saam met ons, hy dra ons, hy lei ons. Hy gee ons elke dag die krag en die wysheid. En hy sê vir ons, hier is ek, God, jou Heer. En as God dan liefde is, hoor my hierdie vergelyking. As God liefde is, dan beteken dit dat ek kan nie liefde toon as ek nie God het nie. Ek kan nie liefde toon as ek nie vir God het nie. Want God is liefde. So dis 1 Johannes, nie net Johannes nie. 1 Johannes 4 vers 16. Ja. Ek was net gestreg. Ek het die enige nie ingetrek nie. En ons het die liefde wat God tot ons het deur ken en glo dat God is liefde. En hy wat in die liefde bly, bly in God en God in hom. Hoor mooi daai ding en ek wil hê julle moet luister daarna vandag. Ek kan nie God uitsny uit die ekwasie uit nie. Want God is liefde. Hy is ons bestaande wese. Hy is wie ons moet wees. Hy sê ons moet bestaan uit God uit. En God sal in ons wees en ons sal in God wees en ons sal sy goddelike liefde vir ander kan toon. Soos ek nie vir God in my het nie, hoe kan ek verwag om liefde vir mense te wys? Of om liefde vir myself te wys? As ek nie God in my het nie. Ek kan nie hierin vat en sê, ja, ek is so lief vir jou, ek sal my lewe vir jou afneem nie. Maar ek het nie God in my nie. Dan is dit nie liefde nie. Dan is dit infatuasie. Ek bid jou eintlik. En wat gebeur met so 'n tipe liefde? Môre gebeur iets. En daai wat ek jou aanbid het, val weg. Dat ek eers nie meer lief nie. Jy het nooit God gehad in jou om daai persoon lief te kan hê, nie vir jy het hulle nog nooit lief gehad nie. Jy het net 'n emosie teenoor hulle gehad. Want liefde is 'n keuse, nie 'n emosie nie. Hy sê daar
ons kies om na mense te kyk deur God se bril. Want God sien raak hoekom hy mense so is. Ons doen nie. God sien raak elke oomblik van elke dag wat presies in daai mense se lewens aangaan. So wie is ek of jy om daai persoon te oordeel? En my skrif is vir my so oulik wat sê, al jy is die balk uit jou eie oog uit voor jy die splint in iemand anders se oog uithaal. Want weet jy wat? Jy weet nie waar jy daai persoon gaan nie. Jy weet nie wat hulle face nie, so wie gee jou die reg om hulle te judge? Om hulle af te breek, om hulle sleg te sê, om hulle af te kraak. Jy het nie daai reg nie. Want as jy dit doen, kyk jy nie na hulle met die bril van God nie. Want God se bril sal dit nie doen nie. En dan kan ons gaan kyk. En ons kan al die skrifte gaan lees wat praat oor liefde. Die liefde is vriendelik, lankmoedig, nie jaloers nie. Ons kan aangaan met dit. En weet jy wat, ons gaan nog steeds terugkom by dieselfde ding. As ek God in my het, sal ek begeer om mense lief te hê met God se liefde. Nie aan moet nie, ek sal. Want ek gaan toelaat dat hy my help. Hy sê dat ons moet in Matteus 22 vers 36 tot 39. En Jesus antwoord hom, jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart, jou hele siel en jou hele verstand. Dit is die eerste en die groot gebod. En die tweede wat hiermee gelyk staan, is jy moet jou naaste lief hê soos jouself. So hoor mooi, ek moet God lief hê en ek moet ander lief hê. Hy het nie gesê ek moet God lief hê en dan moet ek ander lief hê hieronder. Hy het gesê dit staan gelyk. As julle hierdie balanseringskaaltjies al gesien het, nee. By die ou animasies, wat gooi ons die goedjies op een kant op die balanseringskaaltjie. Dan moet hulle nou nog goedjies op die kant sit wat hy uitbalanseer. Nou dis hoe dit werk ook. As ek enige iemand liewer het of myself liewer het as God, dan maak die skaaltjies so. Dan is hy uitbalans uit. En dis nie wat God soek nie. Hy sê eintlik dat ek moet ander lief hê met die liefde wat God my lief het. En met die liefde wat ek God lief het, moet ek ander en myself ook lief hê. Hulle moet in balans met mekaar wees. So met die bloed wat deur my are vloei, met alles, met my bestaanswese, met my emosies, alles moet ek vir God gee en sê, Here, hier is ek. Want as ons begin toelaat dat God ons help, dan gaan ons emosies nie meer in plek staan nie. Want God werk dan met jou emosies. Hy wys vir jou die waarheid uit die leuen uit. En dis wat God doen. Want sodra ek hom toe vertrou met dit, dan werk hy daardeur. En die interessantheid van alles is, hy wil iets sê vanoggend. As jy vandag hier kan sit, of by jou huis kan wees, of kan staan, of whatever, en jy kan sê, maar ek weet waar hiervan. Ek verstaan dit. Ek doen dit nou al jare, dan moet jy na jouself gaan kyk. Wat almal van ons sukkel. Daar is niemand van ons wat nie sukkel nie. En is nie so eenvoudig nie. Dit is nie so eenvoudig nie. Ons is deur dinge in ons lewens. Ons het goed gefeis, ons het seer gekry. Ons vra vir God, vra. En dit is normaal. Maar God is 'n God van genade. En as ons hom begin toelaat om ons te help, dan maak hy ons 'n nuwe skepping. Dit begin by hom. Ons moet hom toelaat om ons te hervorm met sy goddelike, onvoorwaardelike liefde. Ons moet hom toelaat om ons te hervorm. Ons moet hom die reg gee. Om maak dit seer. Ja, Here, dit maak seer om hierdie te face wat ek nou moet face. Here, hierdie wat in my verlede gebeur het, is seer. Maar my kind, jy moet hierdeur werk. Anders gaan jy nooit kan liefde gee nie. Ja, maar Here, dit maak seer om... Ja, maar my kind, jy moet hierdeur werk. Om die kans te gee om jou te hervorm. Ons moet mekaar kan lief hê, maak nie saak. Ons moet God kan lief hê, maak nie saak ons omstandighede nie. Het is interessant, nee, dat wanneer dit goed gaan,
Dan wil mense sê, o, Here, dankie vir alles, maar as dit sleg gaan, waar is U nou? Dis nie dit nie. Dis keuses wat ons maak. Ons maak keuses en ons verwag van God om daai keuses reg te maak. Maar ek het die keuse gemaak. Ek sê altyd vir mense, en ek weet baie keer mense dink is hard, maar jy moet leef met jou nagevolge van jou keuses. Dit is so. Ja, God gaan jou help. Hy gaan jou deur dit bring. Hy gaan jou sterker hande kan bring, jy sal nooit by dieselfde keuse maak nie. Maar jy kan nie die keuse wegvat wat jy gemaak het nie. As ek vandag in 'n plek instap en ek besluit om iemand te skiet, en ek draai om en ek loop uit, en ek word gevange geneem, dan kan ek nie na die Here toe hardloop en sê, Here, asseblief, laat dit nie gebeur het nie. Dit het gebeur. Ek het dit gedoen. Ek moet die nagevolge daarvan wys. As ek my kinders 20 jaar lank in die wêreld groot gemaak het, geleer het van steel, vloek, lelik wees met ander, kan ek nie nou as ek 'n kind van die Here word verwag van hulle om eweslik reg te spring nie. Ek kan nie verwag dat dinge wat ek gedoen het in my verlede net sommer geëreis word en almal wat dit beïnvloed het, nou net reg wees nie. Ek kan nie verwag om 'n man stap in, hy verkrag 'n meisiekind, hy loop uit. Hy kom tot bekering. Hy kan nie verwag dat daai meisiekind nou net vergewe nie. Hy kan bid vir dit, ja. En hy kan vra vir hy vergifnis. Maar dit wat gebeur het, sal nooit weggaan nie. En ons altyd 'n kans dat God op daai persoon gaan sê, gaan teruggemaak werk, vra verskoning. Vra vergifnis. Hy gaan jou hervorm. En ons moet daai begeerte toon om gehervorm te word, om 'n verhouding met God te staan. Ons moet begeer om daai verhouding te laat groei. Ons moet 'n verhouding met God. Is jy vandag in verhouding met God? Werklike verhouding. Kom ons gaan kyk na 3 plekke. Ek het hier gesê stap 1 is mediteer. Hoeveel keer 'n week kom jy tot stilstand? Niks tegnologie, niks dinge om jou nie, niks mense om jou nie. In stilte, maak toe jou oë en mediteer 'n bietjie op God se woord. Werklik waar mediteer oor dit. Die vraag is eintlik, as ek sê mediteer, dan sê ek eintlik dat ek gaan daar sit en ek gaan kans gee vir my verbeelding om 'n prentjie te vorm. Ek sien vir Jesus nader aan my stap. Ek sien hom hier langs my kom sit. En as jy dit die eerste 100 keer wat jy dit doen nie reg kry nie, hou aan. Want weet jy wat? Jou imagination, in Engels is die woord vir my soveel mooier. In jou verbeelding, my imagination van jou nie. Dis soos 'n spier wat jy moet oefen. Jy gaan nie na die eerste keer wat jy gaan probeer dit net reg hê nie. Jy gaan oefen en oefen en oefen. En die eerste paar kere gaan alles om jou pla. Dan gaan jou foon lui en jy kyk volgende keer dit my foon afsit. Dan gaan iemand op die deur klop en sê, "Oké, volgende keer sluit ek my hek dat niemand by my deur kan kom klop nie." Wat volgende? So ek gaan totdat ek op 'n punt is waar ek in rustig raak, gaan ek alles doen om my rustigheid te bereik. En as jy eers dit bereik het saam met God, dan kan iemand maar jou deur kom klop. Jy gaan dit nie eens hoor nie. Of as jy dit hoor, dan gaan jy sien, dis ietsie so in jou imagination van iemand wat 'n klokkie lui of want dit gaan deel wees van wat jy doen. Ek gaan myself daai oomblik, en dis iets wat mense min besef, maar as ek 'n moeilike lewe het, en ek struggle verskriklik in my huwelik, of in my verhoudings, of by my werk, of by my skool, daai tyd wat jy sit saam met God, help jou deur die moeilike tyd. Want dis soos om daai, want ons woord is recharge, om geherlaai te word. Dis daai herlaaiingsproses. Wanneer kom voor God. En dan stap 2 is sit tyd in om sy woord deur te werk. Hoeveel keer 'n week
werk jy sy woord deur. Ek praat nie van, maak oop, jy soveel skrif, ook ek het my plig gedoen nie. Ek praat van, Here, ek wil weet van die wonderwerke. Kom ons gaan kyk 'n bietjie na die wonderwerke. En mense kan nie vir my sê, ja, maar hulle weet nie waar om te gaan kyk nie, want daar so 'n oulike ding moet genoem word Google. So jy sal dit van vind. Maar as jy nie leer ken wie die Here is nie, hoe kan jy sê jy is liefvol? Ek moet leer ken wie God is. Wat sy liefde vir ons is. En die laaste is om ons knie voor hom te wees. Wanneer laas het jy regtig waar jou hart teenoor God uitgestort? Want dan meditering is dan jy tot stilstand kom. En jou imagination gebruik en hierdie prentjies vorm in jou gedagtes. Waar Jesus na jou toe kom, by jou kom sit en jou vashou en is sulke goed. Of waar jy dalk wil sê, ja, ek wonder hoe dit gelyk toe die vis vir Jona insluk. So, kom ons sit 'n bietjie op die imagine ons dit. Of toe die mense deur die see moes geloop het. Hoe dit gelyk toe die see net oral om hulle is. Hoe dit gevoel toe Petrus op die water loop. So Here, ek sien myself in hierdie bootjie en ek sien hoe klim ek uit hierdie bootjie uit. En ek staan op die see. En dan kry jy die ervaring van, hier staan jy voor my. En dis wat ons imagination doen. Hy werk aan wie ons is. Maar om op ons knie voor hom te kom, is om op daai oomblik te kom, waar ons sê, Here, hier is ek. Here, ek huil voor U, ek breek voor U. Of Here, dit gaan so goed met my. Dis daai tyd wat jy insit om fisies jou hart uit te stort voor God. En as ons gaan kyk na hierdie verskillende stappe, dan is dit so goed soos ons vat 'n saadjie en ons plant hom in die grond. Maar ons vergeet van hom. Ons gee my voeding nie, ons gee my water nie. Hy is maar net daar. So jy van twee goed gaan kom. Hy gaan of dood gaan of hy gaan wild begin raak. Maar om wild te raak het hy ander vorm van water en voeding nodig. So hy gaan 'n slegte saad word. Want ons gee nie vir hom goeie voeding nie. En water nie. Ons het nodig om te sorg vir ons verhouding met God. Ons het die water en die voeding nodig van God af. Ons het nodig om die woord, ons voeding. Ons het dit nodig en om te bid voor God. Ons water. Om te kan deurgaan. En ek sê dit weer, onthou die hoeveelheid moeite wat jy insit, sal jy uitkry. Wat jy saai, gaan jy maai. Moenie dat God vir jou sê, dat hy nie tyd het vir jou nie. Want dit is mos altyd ons verskoning. Dit is so maklik om my verskoning te maak. Ja, ek is so besig. Ek moet 6 uur by die werk wees, en ek kom weer 6 uur by die huis, ek het nie rarig tyd vir u nie. Ja, ek is mos nou nie meer jonk nie. Ek wil nou laat slaap by die oggend, Here. Ek is mos nou nie meer jonk nie. Ek is nog baie jonk, ek moet nog gaan jog op 'n Vrydag aand, en ek wil nog gaan dit doen, en ons net hoop, dat die dag as ons voor die deure kom, en as jy oopgaan, en sê God nie vir ons mag. Sorry. Jou naam is nie opgeskryf in die boek nie. Jy het nooit tyd vir my gehad. Ek ken jou nie. Wie is jy? Ek het mos erg gevoel het, om voor hy deur te kom en te klop, en te sê ons wil inkom. En dan sê hy, ek ken julle nie. Wie is julle? Maar is omdat ons die kans gee om God te leer ken nie. Ons gee hom nie 'n kans om dit te doen nie. Johannes 14 vers 6. Jesus antwoord en sê, ek is die weg en die waarheid en die lewe. Niemand kom na die Vader behalwe deur my nie. As julle my geken het, sou julle die Vader ook geken het. En van nou af ken julle hom en het julle hom gesien. En onthou hoor mooi, ons het nou net gesê, God is liefde en God moet in jou wees. So mense moet God in jou kan sien. Dis 'n vraag. Sien mense God in jou oomblik?
Sien mense God in jou? Nou julle het elkeen so 'n sakkie gekry, nê? En in julle sakkie is daar 'n kersie en 'n vuurhoutjie. OK. Kry julle almal se kersie en vuurhoutjie? Ek het nou myne. Het jy jou nou? OK, my liefie. Ja, want ek het dit saam gedoen. Ons het nou net gesê alles begin by God, nê? OK. Toe ons gepraat het van recharge, toe het ons gepraat van dat God ons power source is. OK. So daar's God, ons power source. Hier's ek. Probeer jy jou kersie aansteek? No way. Hoekom nie? Dit is nou ons power source, dis ons. Probeer hom aansteek. Kort iets. Daar's die kontak, jy weet wat? Krag. Die vonk. Vonk. Ja. Daar's nie kontak met daai vonk nie. Daar's nie kontak nie. So ek het kontak nodig met die vonk. Ek kan nie sê hier's my krag en hier's ek en dit gaan nie werk nie. Ja, ek het God nodig en ek het nodig om kontak te maak met iets. Ek dink dit moet best afklees. Fyn dan. So ek het nodig om 'n vlammetjie te vorm, nê? Kyk. So dis nou ek. Ek skyn. Maar nou gebeur iets met my. En ek verloor my vlam. Kan ek gou haar kersie kom aansteek? Hoekom nie? Jy het jou vonk, jou krag verloor. Ek het my krag verloor, my vlam. Dit wat my laat brand het verloor. So wat het gebeur eintlik? Ek het nodig om my vlam te hê sodat ek iemand anders se vlammetjie kan aansteek. Ja. En wat gaan dan gebeur? Kom ons toets dit gou. Ek het God, ek het my vonk. Nu maar is jy stap baie keer 'n paar kere om die verhouding met God reg te kry, dis stressie. OK. Ja, dis rustig. Nou kom ek, né? Nou hou ek kom. Wat gebeur nou? Ja. As dit twee vlammetjies. En dan kan sy weer OK. in. Maar ek moet so klein bietjie dat hy net daar sy. Nou gee hom aan die volgende persoon toe. Wat gebeur nou? Dit versprei, né? Kom ons probeer die weg om die vuil af. Net vir nou. Net vir nou, nee maar nie. Kom ek bring. Maar nou, wat is baie keer gebeur? Oepsie. Jy het 'n vuurtjie, né? OK. So wat gebeur nou? Ek het die verantwoordelikheid om God vir mense te bring. So ek gaan offer hom nog 'n vuurtjie gee, daar was 'n stuk vir jou aan kersie aan. Gaan dit hom werk? Nee. Ek gaan God vir hom gee. Ons steek hy jou kersie aan. Kry jou vonk. Kry dit wat nodig is om jou kers aan te steek. En dan gaan jy verder. En jy steek verder aan. Ek moet gou van sy deur wat ek ook Ja, is mooi. OK, so daarso. So net maak of ons die gordijne toe asseblief. En dan kan jy dit so. Hold on your candle. So wat gebeur nou? Daai lied. Wat gebeur nou ewe skielik? Nou skyn ons in die donkerte. Nou skyn ons in die donkerte, so in 'n donker wêreld Moet ons lig gaan skyn. ons liefde moet skyn. Yes, amen. Want ons het God in ons en God is in, ag ons is in God. So ons moet die een wees wat verander wys. Ons moet verander wys. So dit is jou kersie. Jou boodskap.
Maar as jy nie kan liefde vir jouself toon nie, gaan dit niks vir niemand anders beteken. Dis waar. Ek praat nie van 'n wêreldse liefde nie. Ek praat van 'n goddelike liefde. So ek het eers God nodig. Dat ek nodig om myself lief te hê met 'n goddelike liefde, voor ek iemand anders kan lief hê. Want as ek nie myself kan lief hê nie, gaan ek daai persoon afkraak. En ek gaan hom afbreek. En ek gaan dit probeer doen. Ja. Sy lig blus. Hoekom doen ek dit? Hoekom doen ek dit? Want my kers is toe, hoekom moet sy kers brand? Ja. Hoekom? Dis wat ons vergeet. Ons vergeet dat ons moet liefde in ons harte hê om dit vir ander te kan gee. Ja. Jy kan maar doodblaas. Maak gou die gordyne weer oop vir my asseblief. Ek het nodig om liefde in my hart te hê. Om ander lief te kan hê met God se liefde. Ek wil vir jou 'n vraag vra. Hier is nou jou kers. Ons het nou op ou jare ons vir julle vlaggies gegee. Ja. Dis jou kers. Jy moet jou vlaggie gaan plant het en gesê dis is ek. Jy moet jou vlag, jou kersie by jou vlaggie sit. Ja. Steek hom 'n bietjie aan, druk hom 'n bietjie, maak hom toe druk hom vas, dat hy staan. En onthou, elke keer as jy hier kersie sien, ek het nodig om liefde te hê vir myself, 'n goddelike liefde voor ek liefde kan toon vir ander. Ek het nodig om dit te kan hê. Hy sê daarso, julle moet of, Matteus 12 vers 33 tot 34 sê, julle moet of die boom goed maak en sy vrugte goed, of julle moet die boom sleg maak en sy vrugte sleg. Ja. Want aan goeie vrug, want aan die vrug word die boom geken. Ander geslag, hoe kan julle goeie dinge praat terwyl julle sleg is? Want uit die oorvloed van die hart praat die mond. Soos ek hier binne myself verhaat, gaan ek hom haat. Maak nie saak of ek sê ek het hom lief nie, ek gaan hom nie lief hê nie. Want hier binne het ek nie myself lief nie. As ek myself die hele tyd oordeel oor alles wat ek doen, gaan ek hom die hele tyd oordeel oor alles wat hy doen. Hoekom? Want wat my hart vol is, met my mond van hoor. Onthou wat ons net gedoen het, ek het sy kersie doodgeplaas. En dan gaan hom onderdruk, en dis wat by baie werkplekke gebeur. By baie skole is, ek het soveel seer hier binne my. Hoekom moet daai persoon gelukkig wees? Ek sal alles in my vermoë doen om daai persoon ook ongelukkig te maak, want hoekom moet hy nodig om gelukkig te wees? En dan kyk ons so vas in dit, ons kyk nie eintlik dat hierdie man het seer. En wat is ons werk dan eintlik om te doen? Om vir daai persoon te begin. Dis die Here, Pietie het baie seer. Ek weet hy maak my seer, maar dis nie wat ek regtig wil doen nie. Hy het seer binne hom, so wat sy hart van vol is, loop sy mond van oor op die oomblik. Dit wat hy geleer is, doen hy nou aan ander, Here, en ek wil bid vir hom. En elke keer as hy my seer maak, gaan ek weer vir hom bid. Elke keer as hy my sleg sê, gaan ek vir hom bid. Elke keer as hy iets doen, gaan ek vir hom bid. Elke keer as iets gebeur, ek gaan vir hom bid. En die Bybel sê, die woord sal nooit leeg terugkom. So elke keer as ek bid, dan bring ek 'n wonderwerk voorskyn. Dan bring ek daai wonderwerk uit. Hy sê daarso, Matteus 12 vers 35, die goeie mens bring uit die goeie skat van sy hart goeie dinge te voorskyn. En die slegte mens bring uit die slegte skat slegte dinge te voorskyn. Dit beteken ek moet leer om my hele mind, my verstand, hierdie mindset van my, dit wat ek bedink, te verander. En nie meer na mense te kyk met dieselfde oog nie. Nee, ek het in die begin gekyk en gesê, ja, hoekom kan jy dit aan my doen? Hoe kan jy my so sleg behandel? Hoekom kan jy my so vloek? Hoekom dit? Weet jy wat? Dit
dit is niks eintlik op daai oomblik met jou te doen nie. Dit is eintlik dat daai persoon dit seer. Daai persoon beledig homself, val homself aan. En hy doen dit aan ander, want dis wat sy hart van vol is. So wat moet ek doen? As jy bid en sê, Here, skep in hom 'n rein hart, Heer, en 'n vaste gees. Maak van hom 'n nuwe skepsel, o Heer. Raak hom aan. Laat ek die liggie wees wat skyn, sodat hy U kan ontmoet. Dat ek die liggie wees wat skyn, dat hy U kan ontmoet. Want as dit is wat U my wil hê, sal ek U wees. Maak nie sorg oor. Maar voor ek dit kan doen, moet ek myself vergeef hê. Ek moet myself aanvaar. Ek moet weet wie is ek in God. Ek moet my reg kry. Hy sê daar, ek het 'n storie hier in die boekie vertel van 2 mense wat gaan werk op 'n site, waar ek is meganies aangelê. So hulle is in die groot wessels, jy weet ons hierdie groot torings as jy so ry, dan kyk jy so Sasol toe of nader toe. Sulke groot torings. En Kosie moet nou binne hierdie toring gaan werk. En Janie is sy helpertjie. Hy is sy safety. Hy gaan by die deur staan, met 'n radio in sy hand en wag as daar gevaar is. As iets gebeur, moet hy hulp roep en hy moet wag vir daai deur tot die hulp daar is, dat hulle vir Koos kan gaan help. Maar Koos uitpaas binne daai tower. Toe spring daai Janie en daai wes, daai net. En hy is agterna na Koos toe. En die volgende oomblik pas Janie okay. En hulle is albei dood in die toring. Hoekom? Want hy was nie gereed om in te kom. Hy het geen veiligheid gehad nie. Hy het geen goed gehad om hom te beskerm teen die gevaar nie. So hy het ingeklim met die hoop dat hy gaan vir Koos red en wat het gebeur, hulle is albei dood. So as ek ingaan in 'n situasie en sê ek gaan jou regkry, maar ek is nog nie reg met God nie, dan gaan ons albei val. Ons gaan albei seer kry. Want ek is nog nie reg met God. My verhouding met God en my liefde vir myself moet op die plek wees voor ek in 'n verhouding kan instap met iemand nie. Die grootste gevaar wat mense doen is om uit 'n verhouding uit te stap. En dadelik in 'n nuwe verhouding in te spring. Ek is nie reg nie. Ek is seer. Ek het pyn. Dinge wat met my gebeur, dinge wat vir my gesê is in daai verhouding, goed wat ek moet face. Ek het nodig om myself weer voor God te bring en myself weer veilig te maak voor ek instap om daai persoon te help en om daai persoon lief te hê. Ek het nodig om dit te doen. Ek het nodig om na myself om te sien. En dan eers kan ek ander lief hê. Want die liefde wat ek vir myself het, sal die liefde wees wat ek vir jou kan wys. Dis dit. Daar's geen woorde aan nie. Ek sê baie keer as ons met kappels werk en sê hulle vir my, my man wil nie vir my blomme koop nie, dan sê ek koop vir jouself. Vir die blomme? Ja. Dan loop nou nie, ry na die winkel toe gaan, haal jy weer sê dat ek koop vir jou bosie blomme. Ja, my man, nie jou man nie, jy. Doen goed vir jouself, wat jouself wat goed voel. En ek weet dit klink weird, maar weet jy wat? As ek regtig 'n chocolaatjie wil hê, gaan ek winkel toe gaan en ek gaan my chocolaatjie kry. As my man of my bring goed en wel, ek sal baie bly wees. Maar ek gaan nie wag vir hom om eendag dit te doen nie, want wat is daai verwagting wat ek dan op hom plaas? Dit beteken ek plaas so 'n verwagting op hom en hy gaan faal. Hoekom want die duiwel werk so? Hy gaan dan as hy op pad is huis toe, nee, dan ek nou al vanoggend vir hom gesê, ek so lus vir 'n sjokolade en hy gedink hy gaan vir my vandag iewers 'n sjokolade koop. En op pad huis toe gaan hy so moeg wees dat hy al uitgevlieg het. Of die duiwel sou hom so besig gehou het hierdie dag dat hy die tyd het in die aand by die huis kom en vra jy my sjokolade onthou.
Oorvrek, nee. En wat is ons eerste reaksie dan? Nou, jy sê lief vir my. Ja. Ek Ek het geweet. Mense kom maar vra maar niks gebeur. Ja, ek kan maar vra en niks van gebeur. Waarom doen dit self? Jy waardeer my nie. Ja, sulke goed. So wat gebeur nou? Nou begin ons aanvallend raak. Hoekom? Want ons voel te nagekom. Ja. Sien wat ek sê? Ek weet, dit voel goed vir jou vrou om vir jou iets te doen. Of vir jou man om vir jou iets te doen. Dis altyd goed. Of vir jou kinders om vir jou geskenkie te bring. Of vir jou ouers om vir jou iets. Of weet jy wat, dit voel net so goed. As jy 'n ding kan doen vir jouself waarvoor jy lus is. Ek het nou die dag sê vir iemand, hulle het my gelag. Maar weet jy wat? Wanneer laas as jy saam met jouself op 'n date? Jy alleen gegaan het. Net jy 'n milkshake gaan drink het, of gaan stap het in die parkie, of iets gaan doen het, net jy. Wanneer laas het jy tyd aan jouself spandeer? Wanneer laas het jy iets vir jouself gedoen? Weet jy wat? Verwyte kom daarin. Sien, ek moet dalk ewig alles vir jou doen. En niks word nooit vir my gedoen. Want dan is dit jou eie keuse, jou eie besluit. Dus jy moet kies om vir iemand iets te doen wat goed is. Het is belangrik om iemand iets te doen. Maar dit is ook jou keuse om vir jouself niks te doen nie. So jy kan nie 'n verwyte gooi en sê, ja maar, kyk nou hierso, alles word al ewig vir jou gedoen. Wat vir my? Ek kry biltong, maar wanneer gaan ek 'n bietjie biltong kry? Weet jy wat, maar as ek gaan koop vir jou biltong, koop jou genoeglik het vir ons albei biltong koop. Verstaan? Dit gaan daaroor dat ons moet leer. Ek praat nou van fisiese dade, maar tot normaal. As ek nie eers kan tot stilstand kom en tyd saam met myself spandeer nie, hoe gaan ek tyd maak om saam met iemand anders te spandeer? As ons al dink mense baie sê, ek is so besig, ek het nie eens tyd vir myself hê. Nou gaan ek tyd hê vir ander. Hoe het tyd hê vir my kinders? Vir my eggenoot, vir my susters en my broers, vir my vriende. As ek nie eens kan tyd maak vir myself hê. Ek het nodig om myself so lief te hê, met 'n goddelike liefde, wat het uitstroom na ander toe. Dat ek met my kersie volgende persoon kan aansteek. En as hy sy kersie gaan vat, ek wil nog een dingetjie wys en dan is ons klaar. Jy nog die video kies. Wat is my kersie? Wat vir kersie staan? Wie is my kersie? Steek my jou kersie aan asseblief. En as ons probeer om liefde vir iemand te wys. Ek steek van myne aan asseblief. En as ons probeer om liefde vir iemand te wys, maar hulle wil dit nie dadelik hier nie. Jy kan na een oomblik kom. Daai persoon gaan sê, "Frik, steek nie." As jy die hele tyd agtervolg, weet jy. Hou aan. Nooit moet opgee. Want dan gaan 'n oomblik kom. Waar die persoon tot stilstand kan kom en besef, ek het God nodig. Ja, dat is waar. En jy kon daai verskil gewees het. Hy het nie my vasgedruk en die kers het my hand het gegryp en hom gedoop nie, hy het geloof. Met sy liggie en gesorg dat ek nog lig het. Totdat ek tot stilstand gekom het en my liggie opgesteek is. Ons het God nodig. Want hy is liefde. En ek het nodig om myself lief te hê, voordat ek ander lief het. Ons sê oor. Hemelse Vader, hier waar ons is vanoggend. Here, wat ek vra dat U binne elkeen sal werk en elkeen wat luister na hierdie woord. Vader, werk binne hulle
Gee hulle die kans om te sien hoe lief U hulle het. Laat U liefde in hulle groei, Vader. Dat hulle weet, dit maak nie saak wat gebeur om hulle nie, dat U is daar vir hulle. Dankie, Here, dat ons elkeen voor U kan bring. Vader, vul hulle met U onvoorwaardelike liefde. Vul hulle met U. Lei hulle elke dag. Laat hulle liggie skyn. Wys vir hulle, Vader, wat keer hulle om vir hulle self lief te wees. So dalk iets wat met hulle gebeur het, so dalk iets wat hulle deurgaan, iets wat iemand vir hulle gesê het, Vader. Openbaar dit vir hulle en wys vir hulle die waarheid. Dat die waarheid in die lig kom. Dankie, Here, vir dit. Dankie vir die krag en die wysheid. En ons gee U daarvoor al die lof en al die eer. In Jesus Christus naam. Amen. Opdrag vir hierdie week is dat jy een dag kry wat jou tyd night, tyd morning, tyd is. Jy het nie nodig om fancy te gaan nie. Jy maak vir jou 'n toebroodjie en jy gaan sit iewers op 'n klip. En jy spandeer net 'n bietjie tyd saam met jouself. En jy leer ken wie jy is. En kyk 'n bietjie om jou deur die week. Hoeveel mense maak jy seer omdat jy seer? Hou op om te kyk aan ander. Dan moet jy kan net nee, in jouself. Here, ek kan nie glo ek sê die persoon sleg nie. Hoekom doen ek dit? Here, ek bly kwaad word, ek bly nie meer geraak, Here, hoekom doen ek dit? Here, ek kan nie met die werk survive nie. Dis asof alles net verkeerd gaan en almal sê my sleg en ek voel net ek wil hoekom gebeur dit? Vra vir die Here om vir jou te wys wat gaan gebeur. Vra vir hom vir jou te openbaar. En dan vat jy en jy vat 'n papier as jy moet. En hierdie is waar die seer kom. Waar is die plek wat ek nog nie vir myself kan lees nie? En dan bring jy dit volgende Sondag saam. Want ons gaan iets doen met daai papier. So waar is die plekke wat ek nog nie myself kan vergeef nie? Of wat ek myself nie kan lief hê nie? As ek maar weet. As ek maar weet. En ek wil julle vra vandag, as julle in dieselfde huis by mekaar bly, moenie mekaar so goed wees nie. Dit het niks met julle te doen wat die ander vir ons skryf nie. Kry 'n blaadjie en as jy nie kan mooi skryf nie, hoe werk? God weet presies wat jy daar skryf. As jy nog sukkel om te spel, hoe werk? God weet wat jy daar skryf. Ons geen verskoning van ek is te jonk of te oud nie. Of kan mooi skryf nie, of kan dit mooi spel nie. God weet presies wat jy daar neerskryf. Skryf dit neer en onthou dit. Bring ons saam. Wat is deel van ons tweede verjaardag? Ons tweede seën. Hemelse Vader, U wou elkeen op my beweeg vanoggend. Wil ek vra dat U saam met hulle sal loop. Dat U die pad vorentoe vir hulle sal gelyk maak. Dat U vir hulle sal wys die wêreld om hulle deur U oë. Sit vir hulle U brille op. Dat hulle die wêreld kan sien soos U dit sien. Vader, openbaar vir hulle by hulle werksplekke of by hulle huis of by die skole. Vader, wat is die redes dat mense so maak? Vader, wys vir hulle wat die waarheid is. En waar die duiwel probeer om in 'n leuen te leef, vra ons Here dat U die leuen in die lig sal bring en die waarheid sal oopkom.
Dat die genade van God die Vader met elkeen van julle wees. Dat die liefde van Jesus Christus in julle harte groei. Dat toe dat die Heilige Gees julle lei elke dag waar julle ook al gaan, in elke omstandighede en elke dag. Leef van God se krag, God se genade en God se liefde. In Jesus Christus naam. Amen. Amen.